Ek Ek ja, sien. Guys, you get what I'm saying, man. Dis nie 'n vas vraag vanaand nie. I just want us to en ons is eintlik 'n lekker intieme groepie vanaand. Ons kan hierdie ding mooi uitpraat, maar just like it. En ek weet ons moet nou weer terugkom by wat verstaan ons as die term sonde, en ek wil nie ons praat oor sonde nie. Maar daai gevoel wat jou maak, Jesus, Here, daar's fout met my. Ek weet nie of u nou gelukkig is met my nie. Ek weet nie of ek nou geseparate is van u omdat ek nou hierdie ding gedoen het nie. Jesus Here, ek is nou 'n bietjie onseker. Jy weet daai ding. Is dit normaal om so te voel? Want Pieter het Sondag aand gesê en ek sê vir jou toe hy dit sê, toe hoor ek die Here sê, "The finished work on the cross. It's finished." Jaco, wat wil jy met ek nou nog doen? so ek so jy ja, sien, Tannie sê dis klaar. Daar's niks meer. Jesus het alles gedoen. ek dink as ons twyfel, ons is human. Ons is ons menslike swakheid. As ons vertrou miskien, Ja, ja. mooi. Ja, luister, ons gaan nie ek weet hoor wat elke daar is nou Lien se hand op. Nou Lien, ek sien daai hand. Kan ons maar oor toe jy kan uitkom vir gebed, jy's welkom. Hallo julle, dis so lekker om julle almal te sien. Ja, ek moet vir julle sê die Here is nou besig met my op daardie plek. Waar hy regtig vir my gevra het, hy het net een Sondag hy het nou so rukkie terug toe verstaan ek. Toe wys hy vir my 'n defeated persoon, 'n persoon wat kop onderste bo sit en hy sê vir my dis jy. En ek sê Here, wat wil jy nou vir my sê? En hy sê jy's so defeated, né? Nee? En terwyl hy dit vir my sê hy vir my Nolien, ek het reeds alles vir jou gedoen. Ek kan nie vir jou meer doen nie. En ek het nou 'n bietjie geworstel met hierdie ding. Ek het nou, jy weet, ek het begin stil raak. Ek het begin beklei met hierdie ding want ek glo dit tog. Maar tog is dit nie wat uitspeel in my lewe nie, nê? Nee? So ek het hierdie ding begin worstel en vanoggend toe sit ek langs die water en toe sê die Here vir my, Nolien, ons het hierdie mispersepsie van hoorie so, as alles goed gaan, dan ek wil net hierdie ding weghaal. As alles goed gaan, dan is ek daar. Maar as Hmm. hy wat God is daar. Hy sê dis 'n valse ding wat voorgehou word vir ons al die jare dat ons dink as dit met ons beter gaan, dan jy weet, want ons is heeltyd in die kookwater. Dis asof Hmm. slip en ophou nie. Dit is soos in kookwater en dan net so wat jy dink, as jy weer in die kookwater en so gat jy nou maar aan en dan kom jy nou maar weer op en dan jy weet en jy moet jou pad, jy weet veg, jy weet. En die Here sê vir my maar hy is tog daarin ook. Hy sê vir my, hy sê dis waar jy groei. Hy sê dit is 'n wanverwagting wat ons as mense het rakende dat alles net moet goed gaan. As dit goed gaan met my, as ek al die boksies kan tik, dan is die Here by my. Of jy weet, soos eendag toe loop ek in 'n winkel in en ek koop skoene en daar's 'n helse afslag op die skoene en die girl sê vir my, sy sê vir my, "Oh, I can see who's been praying at home." Verstaan, dit is die konsep, dit is wat mense dink en ek het dit in my, jy weet, dat ek dink Here, wanneer gaan dit nou beter word? Here, wanneer gaan dit nou beter word? En ek raak gefrustreerd en ek battle met hierdie ding, ek wrestle met hierdie ding, maar ook die ander ding van wrestle is that it is a very intimate thing. It is something that you do with God and you get stronger and you get wiser. En 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 ons is in die battle. Ons moet dit nou maar net aanvaar. Ons is in die battle saam met hom en dis waar hy ook ons op 'n stadium gesê dat ons is in sy suffering is ons, jy weet, gedoop, né? Nee? Is ek Ja, reg? ja, 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 ja. Romeine 10, jy's reg. Ja, so as hy dan nou hy sê vir my, hy sê dit het met hom ook nie goed gegaan nie. Hy sê hy moes ook al hierdie goed face. Hy sê maar en soos Paulus sê, ek het al swaar gekry, dit het al goed gegaan. Dit het al so gegaan. Maar weet jy wat? Op die einde van die dag bly ek
jy weet, hy bly getrou. So ek dink nie dat ons as mense het, en dis wat hy nou, die Here nou met my gepraat het vanoggend, maar hy net regtig vir my sê dat ons het 'n misverwagting, want hy het deur dieselfde goed gegaan. Hy het ook swaar gekry. Dit het by hom Mhm. ook maar kookwater gewees. Dit het by hom ook Mhm. moeilik gegaan. En hy moes Mhm. deur die goed gaan. Hoekom sal ons nou nie deur dit gaan nie? Maar ons sit die hele tyd in plannetjies maak en hoe gaan dit nou beter gaan? En hoe gaan dit nou waar hy ons eintlik oprig? Hy rig ons op, hy maak ons sterk, hy maak ons wys, jy weet, in die proses. So ek weet nie of dit relevant is nie, maar So nou Lien, so is jy dan nou nog so jy's in die kookwater. Ek is ook in die kookwater, by the way. Ons almal is ons ek is verstaan die in die term, ons verstaan die water. term kookwater. Is jy dan nou nog gesondige mens nou Lien? Nee, ek is nie en dis wat hy vir my toe nou sê. Hy sê dit maak nie Ah, van jou en dis die grootste ding wat ek hierdie jaar moes leer. Want jy weet ek het altyd so hard gewerk dat my lewe moet reflekteer, Christus reflekteer, dat dit moet goed lyk, dat dit moet goed wees. En hierdie jaar kom hier en hy strip alles van my af. Alles. Dat daar niks van my oorbly nie. En op die ou end van die dag het hy vir my gebring by 'n plek waar ek besef dat niks van hierdie goed bepaal my waarde nie. Ek was selfs 3 maande sonder 'n kar en dit het nie my waarde bepaal nie. Ek het duur lesse geleer, jy weet lesse wat ek in my lewe nooit sal vergeet nie. Maar in die proses, in dieselfde proses, het ek kom leer wat dit is om die revelation te hê van the finished work of the cross. Hom binne in my. Want skielik is dit net ek en hy wat oorbly. Daar's nou niemand anders nie. Niemand anders gaan vir my opstaan nie. Niemand anders gaan vir my kom red nie. Is net ek en hy. En ek kan net dieper indruk in hom. En dis waar die joy lê, dis waar die jy weet, maar dieselfde wat julle nou gesê het, dis my belief, né? Nee? Dis ja. beliefs wat oor die jare, dit is soos religion wat in my kom plak en klok en jy weet en ek het geglo dis waar tot ek hier kom en ek leer hierdie lesse. Maar vandag kan ek daarom vir iemand anders sê, maar luister hierso, dis die lewe. Hy's daar en dit bepaal nie jou waarde nie. Jy weet? In jou waarde as ja, in waarde en waar lê jou waarde? Jou waarde lê in as kind van God, né? Ja, as kind van Nee? God. Ek is waardevol, ek is hoog geag, ek is duur gekoop. Ek is duur gekoop. Hy sê vir my, hy sê niks gaan met jou gebeur nie, want ek het so my joy verloor en alles en ek loop so gebo en die Here sê maar niks gaan met jou gebeur nie. Jy's duur gekoop, jy's myne. Ek gaan nie toelaat dat enigiets jou oorrompel nie. Nee? Dit is amazing. Ja, is mooi. Ja. Dis 1 John 5 nie. Ja. Wat So wat Pieter, jy ek nou weet sê is 1 John 5. Ja. so Pieter brand nou. So Pieter gaan nou vir ons al die skrifte gee, maar ek wil nou hele met nou en ons het nie hierdie goed vooraf beplan nie. Ek wil net nou die Here gaan vanaand vir ons iets highlight and if you don't familie as ons hierdie ding kan weet jy ek het nog nie die hele ding van hierdie maar hierdie ding is iets wat in my lewe dit verander my lewe. Hoor net wat sê nou Lien. Ons almal is van tyd tot tyd in die kookwater. En met kookwater bedoel ons luister, dis shaky. Man, ek en jy is shaky partykeer. Ons is nie eers altyd, maar dis nie waar dit gaan nie. Nommer 1, dit maak jou nie 'n sondaar nie. Ja. Jy kan nie 'n sondaar word omdat jy in die kookwater is en jy selfs partykeer in die kookwater is dinge sommer heeltemal verkeerd doen nie. Dit maak jou nie 'n sondaar nie. En nommer 2, nou Lien sê 'n baie mooi ding. Dit verander nie jou waarde as kind van God en hierdie twee goed is crucial. Ja. Hoor net, hou dit net nou in jou agterkop. Ja. Die finished work of the cross is finished. Dis wat Pieter gesê het. So, okay. Ons is in kookwater. Ons mis dit partykeer. Maar Pieter, ek sê nou, dit verander glad nie jou waarde wat nou Lien sê. Dit verander nie jou waarde nie en ek glo dit maak jou ook nie 'n sondaar nie. Wel dit kan jy nie 'n sonder maak. Want dit is, jy weet, dis hoekom julle sal agterkom in die laaste tyd spesifiek myself praat van fundamental truths. Fundamentele waarhede.
Met ander woorde, dis goed wat onwrikbaar vas staan. Ons kan nie eers arm druk oor dit. Verstaan jy, want dit is 'n given. Met ander woorde, dis Jesus wat in die kruis gesterf. En hy het goed volbring. En dit is die onus is op my om dit te glo of dit nie te glo nie. So my vraag en my antwoord vir baie goed is, want baie goed wat met mense gebeur, wil jy die oorsaak soos wat ons geleer het, en Nolien het so bietjie begin raak in dit. Wanneer jy in die kookwater is ons geleer, daar's 'n rede hoekom jy in die kookwater is. En dit was deel van my boodskap, in ander woorde, want rondom die woord judgment maak baie keer in mense se harte en hulle denke los punishment, wrath, disqualification, lesson, die Here is besig om my iets te leer. En as jy mooi gaan kyk wat die woord beteken, en Andries het gisteroggend met ons meeting het ons bietjie daaroor gepraat, of dit noodsaaklik is om bietjie dieper in die woord in te kyk, is dit nodig om baie keer in die Grieks en die Hebreëus te gaan kyk. En die waarde wat ons uit hierdie goed uitgekry het, is ongelooflik. Met ander woorde, ek wil nie Grieks en Hebreëus gaan swat nie, maar wanneer daar sekere goed in my voorgehou word, dan wil ek dit embrace en ek wil hê dat dit deur die Gees van die Here moet dit iets in my hart losmaak, dat dit my liewer maak vir die Here, dat dit my value en my identity establish, sodat ek nog meer oortuig kan wees van God se hart en sy goedheid en sy wese en wie ek geword het in hom. So ek vra altyd vir mense hierdie vraag. Hoe is dit dat ek en jy, wat maak vir my en vir jou sondaars? Wat maak ons sondaars? Ja, wat maak ons sondaars? Nee, ek weet nie, ek is nie meer nie, so ek kan nie weet nie. OK, en dis baie belangrik. Ons is nie meer sondaars as ons wedergebore is. Maar baie mense verwys na hulle self as sondaars, en die feit dat Adam se oortreding, Adam se doen en late het gemaak dat ek en jy sondaars geword het. Met ander woorde, jy kon jouself nie as 'n sondaar maak nie. Jy is volgens die natuur van Adam in sonde gebore. Jy kon jouself nie 'n sondaar maak. Dit glo almal. Maar Jesus Christus kom, hy sterf op 'n kruis en hy gee vir ons 'n geskenk van righteousness, en dit wil mense nie aanvaar nie. Met ander woorde, finish is finished. So deur een man se ongehoorsaamheid kom sonde in hierdie wêreld. Dit kom in die vorm van dood. Dood heers tot by Johannes die Doper. Jesus Christus word die weg gebaan deur Johannes die Doper. Hy kom, hy sê dis die lam wat geslag moet word. Hy doop, God sê uit die hemel uit, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Hy bevestig en haal aan wat die hele Ou Testament saamvat. Hy sê in een oomblik, dit is my geliefde seun, oor wie almal geskryf en geprofeteer het. Hier is dit nou. En dan loop hy 'n pad met disippels en hy sê vir hulle, ek gaan iets vir julle openbaar, want die Vader was altyd verborge, en ek was al die jare verborge, ek was net in geskrifte, hier is ek nou. En nou openbaar ek vir julle die hart van die Vader, die lewe wat in Christus is, en wat ek vir julle kom doen op die kruis. En dan gaan hy kruis toe, hy sterf en hy staan op uit die dood, en ons het 'n nuwe identiteit. Nou ek wil gou net vir julle lees, en dit het my gehelp om met sonde te deel. Luister gou wat sê hy. Die titel in 1 Johannes 3 is, 1 John 3 sê, Sin and the Child of God. Sin and the Child of God. Alright. Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. And you know that he was manifested to take away our sins,
and in him there is no sin. Luister wat sê hy. So, hy sê, whoever commits sin is lawlessness, and sin is lawlessness. Dan sê hy die volgende, vers 5. And you know that he was manifested to take away our sins, and in him there is no sin. Whoever abides in him does not sin. Julle hoor, what's die key word? Whoever abides in him does not sin. Whoever sin has neither seen him or know him. Alright, nou gaan hy aan. Vers 7. Little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous. Nou Jaco het Sondagoggend gepraat oor righteousness. Wat beteken righteousness? It beteken to be in right standing with God. What it means is, therefore we were reconciled. Ons is die lote in die wingerdstok. If you abide in me, I will abide in you. So, dis wat righteousness beteken. Nou sê hy, he who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. Met ander woorde, if you abide in him there is no sin. If you abide in him, you have no sin. Goeie wiskunde. Alright, nou sê hy, he who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he is born of God. Nou dis waar Andries se boodskap inkom, om te verstaan wat dit beteken to be born from above. Dit was die Heilige Gees wat by 'n Virgin Mary gekom het en 'n seun gebaar het met incorruptible seed. Toe hy sterf en hy staan op die dood, is ons in daai incorruptible seed ingebaptized, ingegraafd, en nou is ons deel van hom, en daarom kan daar nie meer sonde wees nie. Dis dieselfde ding wat ek net nou gesê het, omdat in die allerheiligste, as die hoëpriester aan sonde gedink het, of 'n keer 'n offer, of net 'n gedagte gehad het, dat hy iewers iets gemis het, dan het hy daar gesterf, want sonde in die teenwoordigheid van God kan nie stand hê nie. Maar die voorhangsel skeur, en daai Heilige Gees heerlikheid kom woon in my en jou, en as ons enige sonde in ons lewe gehad het, kan ek en jy nie meer leef nie. Met ander woorde wat ek sê is, as die finish nie finished is nie, kan niemand in hierdie lewe leef nie. Want hy het vir die sondes van die hele wêreld betaal. Dat die sê raak sien Tannie het mooi gesit en luister. Ek wou eintlik gou 'n vraag gevra het, maar ongelukkig moet ek gou die radio roep doen. So ek dink ek my vraagie uitstel net tot ek terug is. Okay, doen die radio roep eers hoor. Dis reg. Kom ek lees net gou vir julle, hoor net gou wat He forgave us all our sins, Colossians 2:13-15. He forgave us all our sins, having cancelled the charge of our legal indebtedness. He took it away, nailing it to the cross, and having disarmed powers and authorities and made a public spectacle out of them. But he forgave us all our sins. Nou, jy sien, dis wat Pieter nou sê, maar as ons in Jesus is, dan is daar nie meer sonde nie. You cannot be in sin if you are in Christ. Maar dadelik as ek dit nou sê, dan ons nou, wat by ons opkom, is hierso, hoe ons nou geleer is my hier, Jaco, ek vir Sondag nog elke tweede dag. Van ons elke dag. Van ons elke derde dag. Maar jy sien, dis waar die verwarring kom. Want ons voel ons leef nie perfek nie. Ons doen nog dinge verkeerd. Ek verloor nog my meer as 'n ou voor my inry, of ek
dink nog partykeer negatief of ek praat miskien kwaad vir my broer of my suster. En omdat ons nog hierdie verkeerde habits of verkeerde goed nou dink ons dalk nog, ja, maar ons het sonde. Maar Pieter sê dit nie, die woord sê in 1 Johannes 3, Kolossense sê, en is baie skrifte, ons het nie meer sonde nie. Maar julle glo my nie. Wendy, you don't believe me. Do you still have sin, Wendy? Just what is in your thought? Do you still have sin? Are you still a sinner, Wendy? No, what I think is if a person willingly pushes God away, that's when you're allowing sin to take over and eat you up, you know. But if I know what you mean. Like I've been going through a really rough time myself. I've not been sleeping still, and it's been worse than ever. And I've been feeling very fragile and broken. And in the beginning, I thought God is judging me. Then I realized, no, He's not judging me. I thought, did I sin that God has brought this upon me, or did I not do something? You know, you get all these thoughts. Yeah. But I was further away from the Lord. I feel that this has brought me closer to the Lord. You know, but it's not like I'm not a child of God, but there was a time where I was going, Lord, I'm not in right standing with you. And it's like God is saying, draw closer to me, and I'm trying to feel how that is. So I think when people willingly sin and don't care and push God away, that's not a good thing. Not that I was there, I just felt further away from the Lord. And it's not like I feel that He's closer. I just am understanding more that I need to just keep drawing nearer, because there was a time when I didn't spend time with the Lord, and I didn't make it a priority. You know, yeah, so I understand exactly what Nalene was saying. You know, you feel um, that everything you're going through is you're not accepted by God anymore. You know, so is what I was feeling. Yeah, it's almost a Yeah. punishment. It's not a punishment, but it's almost Yeah. the consequences because you are doing Oh, things wrong. That's why things are going. Yeah, Yes. that's Yeah. You what see, I but Wendy, the used to think. reality is you are not the only one that goes through that. Yeah. It is absolutely, and this is why we are having these chats, because it must challenge the way we understand this thing. Pieter, Yeah. ek sien jy wil net ietsie Yeah. bydra. Yeah. You see, the first thing that we need to understand what the definition of sin is. Sin is not the deeds. Sin Is not there? the deeds. Dis nie dade nie. Dis nie die goed wat jy doen nie. Sin is a condition. The condition is death, separation, wrong identity and value. It's a wrong understanding of who God is, what He did, and who we became. The reality is, we have been reconciled. It was a gift. And this is why I mentioned that scripture. He says, he who is born of God, he who abides in God cannot sin anymore. It doesn't mean we cannot miss the mark. It's a very different thing. But that will not be imputed. There is no punishment to that. There is consequences to that. But there is no punishment from God's side. God does not impute sin. He does not punish us. David wrote that already in the Old Testament because he understood something about the character of God. But David had to deal with the consequences of his action, and he understood that as well. The reality is, if you can do this, do you drink coffee or tea, Wendy?
Yeah, I drink. or both? Yeah, both. Do you take milk with your coffee or not? Yeah, All right. milk. So this is the most basic form, and you can ask Nolene. I often do this. Whenever I sit down with people, I order a filter coffee or Americano with cold milk. Then I pour the milk into that coffee, and then I ask the people take out the milk. Is that possible? Mm-mm. Well, that is the gospel in the most simple form that I can present to you. That's what happened on the cross. Because we were in darkness, black coffee, separated from God. God comes in the pureness of and the white milk. You pour it in there. This Americano becomes a flat white. So it gets a name change. Everything that happens in the Bible happens in the coffee shop. There's a transformation that's taking place. There's a grafting, there's a mix that's taking place. Me and God became something new. Ja. And if you can remember that, every morning and every time that you make a coffee and you pour that milk in, you remind yourself that you can forever, never, ever be separated from God. Because that is the definition of sin, is to be separated from God. You can go and read Genesis 3. When Adam ate, the first thing he did is he hid himself. He says he hid himself from the presence of the Lord. So he removed himself from the presence of the Lord. The second thing is he was ashamed and he was afraid because he did not look the same, and Eve also looked differently. The moment that God spoke to him, he says, Adam, what did you do? He says, it's the wife that you gave me. So my whole perception and my view of this wonderful woman that God took from me, he created it out of me, a substance and something so amazing, I could not perceive this. Yet now I have a different view and understanding of this wonderful woman. And immediately there's enmity. Eve conceives a child and she says, I have received a man from the Lord. So it's a twisted, distorted view of value and worth. And until today, that same enmity can function unless you understand what Jesus came to do. And Jaco just read that scripture in Colossians 2. It says each and every legal requirement that was necessary was nailed to the cross. And what that means is he did not just pay for our sins. He paid for all the legal requirements. The wall of enmity, the enmity that was between husband and wife, between man and woman, between parents and children, was wiped out. The division that was between man and creation was wiped out. The priesthood, each and everything that was, with the change of the priesthood, there was a change of the law necessary. And this is the amazing thing. Jaco, kan jy dalk Hebrews 10. Hebrews 10, ek dink vanaf vers 15 af. Ek net kyk hierso. Kan ek dit gou hier inkom, Pieter? Ja, asseblief. Wendy, you regtig, I mean, I want to say this again. Ek wil weer, ons almal van tyd tot tyd sukkel met die ding. Ek wil gou vir julle net twee goed sê. Dis so ek hierdie ding, ek hoop hierdie help julle. To do sin is not in what you do, it is in who you are. Dis wat Pieter sê. Ja. Kom ek sê dit gou weer. Sin is not in what we do, it is in who you are. Jy sien, ons is geleer sonde is reg en verkeerd. Dis nie sonde nie. Sin is in who you are.
But it's not who we are anymore, it's who we were, who we used to be. Yeah. And like Peter said, we were sinners because we were born into sin because we had that nature. Okay? So we were. Maar nou, that's the first thing. So sin is not what you do, sin is who you are. Okay. Nou sê ons, the finished work of the cross is really finished. Dis wat Pieter gesê het Sondag aand. Jesus sê op die kruis, that it is finished. Ons almal voel nog, nou hoor nou hierso. So when you give your life to the Lord, when you make that decision, the milk becomes part of the coffee. Jy kry 'n nuwe natuur. God rebirth jou. Hy maak jou 'n nuwe mens. 2 Corinthians 5. Alles word nuut. That is done once and for all. And now Romans 8 verse 1, hoor nou hierso. Now Romans 8 verse 1 says, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ. So as jy dan nou in Jesus is, kan daar nie meer 'n condemnation of 'n judgment of 'n guilt wees van I am separated from him, I'm no longer his son. Nou Lien, jy het dit so mooi gesê in die begin. Dit kan nie my waarde verander nie. Nou Okay, Jaco. ja. Jaco. Quote net vir my Romans 8 verse 2, 3, 4 en 5. Okay, wag. Jy is net te vinnig op my. Want dis ek as jy met dit klaar is, ek wil net seker maak. Ja, want Dani het nog 'n vraag ook. Ja, om daar net 'n vraag oor, maar dis baie belangrik want dis waar die ouens optrip, nie? Yes, ouens, we're a very intimate group tonight because I really think this, for some of us, this is going to settle once and for all. Alright, jy gaan moet lees tot by vers 11. Ja. Ja, jy gaan, want dit vestig die heeltyd die ding van in Christus, nie? Okay, En die gees en die vlees. Okay, kan ek lees? Ja, go for it. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Ek wil daar sê dit. Lees daarop. Ek lees daarop. Ja, nee, jy verstaan. Ek weet. Ons gaan baie stadig lees. Ja. You see, man, the law of spirit of life, when we became born again, when Jesus died, he poured out his spirit upon us. We were born again by the Spirit, the incorruptible seed that conceived him. We were born again of that. Now he says, for the law of the Spirit of life has set me free from the law of sin and death. Okay, nou kan jy vry. Hey? Okay, vers 3, gaan aan. For what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh, God did, by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so he condemned sin in the flesh. Ja, yes. It is eintlik amazing. He condemned, nie ek en jy nie, he condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us. Luister wat sê hy. Hy sê nie dat the righteous requirement of the law might be fulfilled for us, and hy says, let it be fulfilled in us. Ja. Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Nou klink dit of daar weer 'n tweestryd is. For those who live according to the flesh
Set their minds on the things of the flesh. Is baie belangrik hierdie ding. Where do you set your mind? Set your mind on the things of above. Alright, ons gaan nie nou soontoe nie. But the things who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death. Dis Adam. But to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is subject to the law of God, nor can it cannot be. So then, those who are in the flesh cannot please God. Verse 9. But you are not in the flesh, but in the Spirit of God, if the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Okay. So jy moet mooi verstaan, wat bedoel hy wanneer hy sê, it is finished, it is finished. Want wat in die vlees was, is met die vlees gedeel. Wat in die gees is nou in die gees aangebied. En die gees is lewe. Vlees is dood. Dood is oorwin op die kruis. So sonde is oorwin op die kruis. Want sonde was dood. Sonde was verwydering. Ja. So Jesus het ons versoen. Hy het die werke van die duiwel vernietig. Hy het gedeel met die dood, want die vyand het geheers in dood. Oom Dani, wat is oom Dani bydra? Vra. Okay, ek wil nou net graag hoor. Ons hier in die Weste het 'n kans, het hierdie verhaal gehoor. En ons kon 'n keuse maak of ons dit aanvaar of ons dit nie aanvaar nie. Nou wat van die mense nou, asook mense in die verlede wat nooit hierdie verhaal gehoor het nie, en in ander woorde nooit die keuse kon maak. Wat nou van hulle? Daar's goeie mense daar onder hulle. Ja. Wat word van hulle? Ja, jy sien oom Dani, weet jy, ek is al daai vraag gevra, weet jy, in al my jare oom, wat ek was baie bevoorreg, ek het aan die hoof gestaan van 'n groot Bybelskool vir baie jare, en weet jy, ons is hierdie ding, het ons soveel keer oor gepraat, en ek gaan vir oom sê wat is my opinie, en wat is my gevoel rondom dit, en dan dink ek sal Pieter ook net 'n bydrae, Pieter as jy jou kan vra, en jy ook net jou bydrae gee. Oom Dani, ek glo met my hele hart, as God die Vader, die goeie God is, wat hy sê hy is, gaan hy nie aan jou toereken dit wat jy nie weet nie. Dis hoekom 'n kind word hom nie toegereken nie. Kinders behoort aan die Here. Al word 'n kind gebore in daai sondige natuur, né? Want ons almal word mos nou gebore as gevolg van Adam se sonde. Word almal gebore in 'n sondige natuur, né? Maar daai sondige natuur word hom nie toegereken nie. Met ander woorde, die kind, totdat hy nie op daai stadium kom waar hy kan onderskei vir homself, as hy die boodskap hoor, word dit hom nie toegereken nie. Dis hoekom kinders onskuldig is. En my opinie is, en dis net my opinie, maar God, daai ou wat nog nooit hierdie boodskap gehoor het nie, dit word hom nie toegereken nie. Dit is, as hy doodgaan en of hy hemel toe of hel toe gaan, ek gaan nie so ver gaan en eers 'n kans vat en sê, ek weet of oom gaan, nee, ek kan nie dit sê nie, ek weet waar oom gaan. Maar jy verstaan, ek dink ons moet op 'n sekere plek kom waar ons dalk nie oordeel, maar oom, ek dink nie die Here hou hulle verantwoordelik nie. Ek is eerlik, dis maar my opinie. Ja, ek is nie seker of dit oom se vraag beantwoord
nie. Maar Pieter, maar daar's nou heeltemal 'n ander angle op hierdie ding. Want die Ja, woord sê maar so dis Pieter, ja, wat is jou ja, jy kan miskien maar net luister, maar dis goed. Jy sien man, dit hierdie goed excite my want nou begin dit ander vrae losmaak en dit is en daar's baie mense wat met hierdie vrae loop en nooit die vrymoedigheid het om hierdie goed op die tafel te sit nie. Want dit is moeilike goed, verstaan jy? Ek onthou Marzaan en Tinus, jy weet Tinus het laas toe ons gepraat en toe sê eers dis 'n bietjie 'n moeilike topik. Maar jy weet die idee is nie om moeilike goed op te sit nie. Die idee is om klarigheid te kry, om leiding te kry om dieper in te kyk en om by 'n plek te kom waar jy iets na die Here toe kan vat, iets na gesprekke toe kan vat binne jou verhoudings en om antwoorde te kry. So wanneer ek hierdie goed kry dan beroep ek my altyd en dis iets wat ek moes vir myself uitlaat. Wanneer ek na hierdie moeilike goed kyk, dan eerste ding wat ek doen is ek gaan kyk na die karakter van God. Sorry, dit is net my leeu. Is net my leeu wat hier so besig om te brul. Ek kyk na die karakter van God en dit is partykeer waar ons optrip, want die manier hoe God aan ons voorgehou is, en dis hoekom hierdie Vaderhart konferensie weer baie timely en 'n defining oomblik is, om net weer 'n paar goed te belyn. Want hoe dit aan my en jou voorgehou is nie altyd wie God was nie, en wie God is nie. So ek wil op grond van dit wil ek vir jou die volgende skrif lees. So ek sê nie wat ek gaan nie my opinie noodwendig nou aanbied nie, maar ek gaan hierdie skrif lees en dan moet jy jou gevolgtrekking maak. So kom ons lees Romeine 5 vanaf vers 6 af. For when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. Alright. So ons was almal goddeloos, nê? Ons was almal sonder God. Is ons eens met dit? Okay. So ek het Sondag aand se boodskap en die vorige Sondag se boodskap is God is the defender of the weak. He's a righteous judge. Nou 'n righteous judge beteken he is the defender of the weak. Die magtelose, die hulpelose, die swakke, die weduwees, die wees en die vaderlose. Dis wie hy defend. Alright. Kom ons gaan aan. For scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. But God demonstrates his own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more then, having now been justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. For if when we were enemies, we were reconciled to God. Excuse me, when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life. Nie my confession nie, nie my sondaarsgebed nie. We will be saved by his life. Nou kan jy met dit maak net wat jy wil. Want hy justified when we were enemies, when we were ungodly, and this is why he called out, it is finished. So finish means finish. He reconciled everybody. Vir wie het hy gesterf? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat niemand verlore sal gaan. He died for the world. He died for the Muslim. He died for the Palestine. He died for Israel. He died for the Gentile. He died for all. He reconciled all through his flesh,
His blood, His life. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus, through whom we have now received reconciliation. Ja, jy sien. Oom Dani, wat is oom se gedagte rondom dit? Ja, ek weet nie, ek dink daar is plek in die hemel vir dies wat nog nie die verhaal gehoor het nie en tog goeie mense is. Nou ja, baie ouens wat die verhaal gehoor het en sê hulle aanvaar dit. Ek dink nou aan stories van die maffia wat ek nou al geluister het. Goeie Katolieke Christen mense. Ja. Hy sit in die kerk die dag en as hy daar uitgaan dan gaan skiet hy 3 van sy oppositie se manne dood. Ja. Dan wonder ou nou daar is sonde hierso in hierdie hele lot. Jy kan sonde kry al het jy die storie gehoor. En al sê jy het dit aanvaar. So ek sien nie so mooi dat die sonde nou eintlik heeltemal verdwyn het van die aardbol af. Ja. Met Ons moenie liefdeloosheid met sonde verwar nie. Nee, okay. Ja, ek verstaan nie, net jy wil verduidelik. Ons is amper op die einde, ons moet amper klaarmaak en Aline wil nog ietsie vir ons speel. Luister. The problem is not, he says you have 10,000 teachers. Ek het daai skrif Vrydag Sondag aand gebruik. You have 10,000 teachers but you do not have many fathers. Jy sien Nouline het vanaand hierdie ding aangehaal. As jy nie 'n identiteit en 'n value verstaan nie, omdat jy dit nie geleer is nie, is jy nie comfortable is met liefde nie, kan jy enigiets doen. En sal jy enigiets doen. En is jy in staat om enigiets te doen? Want die gebrek daaraan kan lei tot baie ander goed en dit is ons probleem. Ons kry opregte kinders van die Here, maar hulle sit met 'n liefdeloosheid. Hulle sit met 'n uncomfortability met love. Hulle sit met anger issues. En al daai goed het iewers 'n wortel. Maar dit beteken nie wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het is ongedaan nie. En dis waarom met die mens stoei, dis waarom met die kerk stoei. Want die kerk meet daai goed aan identiteit en waarde. Nee, dit is die impak van die lewe op my en jou se sielsdimensie. En nou wat nou moet gebeur, dis waar die transformasie moet plaasvind. Dis waar die regeneration en die renewing moet plaasvind. Dit moet in my sielsdimensie, want dis waar my wil, my intellek en my emosies lê en dis waar my pyn lê. My pyn lê nie in my gees nie. My pyn lê in 40 jaar wat met my gebeur het. Die goed wat mense aan my doen. Die goed wat ek verstaan. En nou funksioneer ek uit dit uit, maar ek funksioneer nie uit my waarde en uit my identiteit en my I am part of his beloved son. Ons kry nie daai boodskap nie. En nou stoei ons. En dis waar met die kerk stoei. Nou sê hulle nee, hierdie ou kan nie 'n kind van die Here wees nie. Dus, luister. Dalk is hy net Who knows? Ja, who knows? God knows. He knows. Yes, Pieter, baie dankie oom Dani. Dis 'n vriende, hierdie is nie dis hoekom ek sê dis nie altyd maklik nie. Dit is nie iets wat 'n mens kan verduidelik altyd nie, maar by tye gaan ons 'n openbaring kry van dit. En ek dink Pieter het 'n mooi ding gesê toe hy gesê het oom Dani en ek wil oom hierdie ding met oom net deel is nie met oom nie, maar ek sê dit baie keer vir myself. Baie keer is daar vrae wat ek nie altyd seker is oor. Ek kry dit nie pinpoint in die woord nie, maar wat ons dan doen is ons meet dit of ons meet dit nie, maar ons kry amper die antwoord in die karakter van ons God. En dit is baie keer waar baie antwoorde op ons vrae lê. Maar nou Lien, net vir ons gaan man, ek weet ons tyd is op, maar nou Lien wil graag iets met ons deel. Nou Pieter, ek weet nie of jy vir haar sharing rights moet gee nie, maar ek dink ons gaan met hierdie ding afsluit. Nou Lien, is 'n klip wat jy vir ons, jy's gemute. Nou Lien,
Ekskuus, as jy Okay, iets wil sê, ja, sy nou. dis reg. Ek Okay, gaan hom ons vir gaan share, ons deel, né? ek kan hom Ja, jy share kan van my sien. kant af. Ja. Ja. Kan jy nou my skerm sien? Ja. Moet ek nou net hier daar kom. Dis baie powerful en is baie vir nou wat ons nou bespreek het. Ek wil net gou by dit kom. Ah, nee, kom terug. Daai ene. Maar okay, ons kort nou Jy net gaan hom moet klip. unmute. It calls out their sin, but that's not really the truth. Think about it this way. Sorry, ek wil net hierdie ding skuif. Want hy is besig om my skerm te vat. Okay, kom ons begin van voor af. Ek weet nie hoekom teken die ding nou nie. Daar's so wag Jy ek. het nou ietsie anders, jy het nou 'n edit geselek miskien. Okay, hierso. People offends people because it calls out their sin, but that's not really the truth. Think about it this way. People already know they sin. The world doesn't need the gospel to tell them that. And when Jesus came, the sinners and tax collectors actually loved being around him. They weren't offended by him. You know who was offended, though? The religious, the Pharisees. So what really offends? It's not telling people they're sinners that offends. What actually offends is grace. Grace says you don't earn this. You don't deserve this. You can't add to this. It's finished. And that is deeply offensive to pride and self-righteousness. The gospel isn't do better, try harder, clean yourself up. The gospel is Jesus already did it all, once and for all. And that's the scandal. Paul even said the cross is a stumbling block. So why did he say that? Because the cross takes away every reason for you to boast in yourself. It strips away your ability to cling to your own goodness, your own discipline, or your own religiosity. That's why the Pharisees hated Jesus, because their whole identity was built on their performance, their law-keeping, their reputation, on what they thought they had to do with their own salvation. And here comes Jesus saying that doesn't save you, I do. People aren't stumbling over being told they're sinners, they're stumbling over being told their good works don't count, that their effort doesn't qualify them, that their religion doesn't save them. Grace offends because it cancels control. It tells the most disciplined person, you can't earn it. It tells the most religious person, your works don't save you. It tells the most broken person, it's already finished. It's already done. There's no more to do. And that's why the gospel will always be offensive, because it doesn't leave you with anything to add to it. It doesn't let you stand on your own record. It says, you are saved by grace through faith, and even that is a gift to receive, not of works, so no one can boast. So the next time someone tells you the gospel offends because it calls out sin, remember that that's not the truth. The real truth that offends is this. It is finished. Jesus did it all, and you can't add to it a single thing to it. There's no but this or but that. That's the offense. That's the stumbling block. And that's the good news. Ja, mooi, Nadine. Ek dink dis 'n mooi summary. Mooi summary. Luister julle, baie dankie dat julle vanaand gejoin het. Ons waardeer julle. Ons kan net bid en vertrou dat dat luister, ons deel gedagtes en ons deel met mekaar, maar uiteindelik is dit die Heilige Gees in ons wat ook alles vir ons openbaar, en soos ons self die skrif gaan ondersoek en gaan lees, en dis wat ons altyd encourage, go and read the scriptures, go and look at the things. I mean, gaan lees 'n bietjie weer Romeine 1, Romeine 2 tot 5, lees dit, dit verduidelik hierdie goedjies baie mooi, en ons is baie lief vir julle, ons waardeer julle, van julle wat ons join die naweek, gaan uitsien om julle te sien, van julle wat dit nie maak nie, ons hoop om met te record en miskien later uit te saai en vir julle aan te stuur, maar luister, seëninge, ons waardeer julle en 'n geseënde week vir julle. Dankie dat julle ons gejoin het, hoor. Dankie vir almal se bydrae. Waardeer julle almal. Dankie Jaco. Dankie Pieter. Bye. Dankie julle. Bye julle. Bye bye.
Bye bye.